Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens, geliefdes, en wat 'n voorreg om weer vanoggend in die naam van die Here te kan vergader. Geliefdes, ons tema vanoggend is die vraag: wat definieer 'n persoon? Gedagtes of aksies? Wat definieer 'n persoon? Kom ons sing staande ons toetrede lied as gebed, laat Heer U vrede deur my vloei. Matteus 22, verse 37 tot 40 staan. Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ontvang God se liefde as seën. Liefde waarvan niks ons kan skei nie. Liefde wat ons lewens vernuwe, herstel en genees. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam. Fire.
Geliefdes, vandag wil ek begin met die vraag, wat definieer 'n persoon, gedagtes of aksies? En vanoggend gaan ons met wyse van hand opsteek stem in hierdie kerk. Wie stem vir gedagtes? Wie stem vir aksies? Wie stem vir albei? Dis 'n baie moeilike vraag hierdie. Want gewoonlik definieer ons iemand op grond van hulle dade. Dit wat ons kan sien van hulle. Ons definieer 'n persoon op dit wat 'n persoon baie keer vir ons laat blyk deur hulle optrede, deur hulle aksies. Maar geliefdes, daar kan nie aksies wees sonder gedagtes nie. En wat hierdie 'n moeilike vraag maak, is dat ander mense se gedagtes en ander mense se aksies ons gedagtes en aksies beïnvloed, verander. En so, om hierdie preekvraag vandag te probeer beantwoord, gaan ons kyk na die voorbeeld van 'n slimfoon. Ek glo meeste van ons wat vanoggend hier sit, het 'n slimfoon. Nou, 'n slimfoon bestaan uit harde ware en sagte ware. En daar is hooggeleerde IT-mense wat dan hierdie fone programmeer, kodering en data opsit, sodat 'n slimfoon alles kan doen en alles op die skerm kan wys soos wat hy moet. Nou is die vraag, kan hierdie foon iets doen waarvoor hy nie geprogrammeer is nie? Nee. Hierdie foon kan nie iets doen as daardie slim geleerde mense dit nie in hierdie foon ingeprogrammeer het nie. Hierdie foon kan nie funksies verrig waarvoor daar nie kodering is nie. Wie van u het nog daai selfone geken met daai, wat 'n mens nou die nommers druk om te tik, daai fone wat basies net kan bel en SMS. Wonder hoeveel van ons het nog sulke fone in die huis? Wonder wie van ons het almal daai Blackberries gehad? Dit was op 'n stadium groot. Maar meeste van ons het deesdae 'n foon met 'n skerm, of dit nou iPhone of Samsung of watter maak ook al is, meeste van ons het 'n selfoon met 'n skerm. En
En soos wat ons verskillende selfone kry, so kry ons ook verskillende mense. Want nie elkeen van ons is dieselfde geprogrammeer nie. Ons het verskillende funksies. Ons het verskillende doelwitte in hierdie lewe. Verskillende persoonlikhede. En daar is meer verskillende mense op hierdie aarde as verskillende fone. Maar dit gaan oor die programmering. Niks kan op hierdie skerm wys wat nie geprogrammeer is nie. Wat ons op die skerm sien is nie 'n toeval nie. Die foon is gemaak om dit op die skerm uit te gooi wat hy uitgooi. En net so in ons lewe, geliefdes, is ons lewe nie net maar 'n reeks van hierdie aksies en dit wat nou maar net gebeur nie. Ons aksies, ons dade, ons woorde is 'n uitvloeisel van ons programmering. Dit wat binne in ons geprogrammeer is. Dis 'n resultaat van wat binne in ons aangaan. Wanneer ons nou 'n bietjie IT-taal praat, dan sal hulle sê, die invoer bepaal die uitvoer. Wat is die invoer wat ons toelaat in ons lewe? Is daar 'n invoer van woorde? 'n invoer van gedagtes wat in ons hart opkom? 'n invoer van sosiale media? Die invoer van verhoudinge rondom ons en in ons lewe? Die invoer van emosies? En daardie invoer bepaal die uitvoer. Ons woorde, ons keuses en ons optrede is die uitvoer. Maar dit is nie uitvoerbaar as ons nie 'n binnewerk het nie. As ons nie 'n programmering het nie. Wat ons doen, hoe ons reageer en ons gesindheid begin by ons gedagtes, begin by ons programmering. En so wanneer ons deur die Bybel blaai, dan sien ons ook hoe mense beskryf word volgens hulle aksies. Wat hulle gedoen het, hoe hulle opgetree het. Ons sien Moses was vol verskonings, ons sien Dawid het in die sonde geval, ons sien Petrus het die Here ontken. So kan ons reg deur die Bybel voorbeelde neem. Want aksies wys vir mense wat binne in ons aangaan. Dit openbaar 'n stukkie van ons programmering. Geliefdes, daarom is dit so belangrik dat ons moet nadink oor ons programmering, oor die invoer wat ons in ons lewe inlaat. En die Bybel sê dit duidelik in Spreuke 4 vers 23. Dit sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.
Wat gaan in ons programmering aan? Spreuke 23 vers 7. Soos 'n mens dink in sy hart, so is hy. Daardie programmering, daardie invoer in ons lewe, dit bepaal wat ons dink en doen. Wat so mooi is, geliefdes, die Here sê vir ons in Filippense 4 verse 8 tot 9. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Hier word ons baie duidelik daaraan herinner, dat ons moet oppas, wat ons in ons gedagtes toelaat. Want ons dink daaroor, ons moet dit prosesseer. En daarom sê die Here vir ons, 'n belangrike opdrag, dat ons gedagtes op hom weer moet rig. Dat ons gedagtes moet rig om sy wil te soek. Dat ons gedagtes weer moet oopmaak vir dit wat die Here vir ons wil sê. Wanneer ons kyk na 'n slimfoon, dan kry 'n mens bo op 'n slimfoon apps. Toepassing is die Afrikaanse woord. Nou 'n toepassing voorbeeld is Facebook, WhatsApp. Dit is toepassings wat afgelaai word sodat ons spesiale of sekere take op ons fone kan verrig. Ons kan byvoorbeeld 'n scanner aflaai om dokumente te skandeer. Ons kan byvoorbeeld 'n foto-editing program oplaai sodat ons foto's kan edit. So kry ons verskillende toepassings wat ons op hierdie foon kan aflaai. En kom ons wees nou eerlik, party van hierdie apps is regtig handig. Ons gebruik dit daagliks. Maar party van die apps steel net eintlik ons tyd en energie. En so is daar ook apps wat ons nooit gebruik nie. Apps wat saam met die foon uitgekom het, wat ons nie eens weet hoe dit werk nie. Nie eens al ooit die knoppie gedruk het om in die app in te gaan nie. So geliefdes, is 'n foon geprogrammeer om apps op te laai en af te laai. En so dikwels in ons as mense se lewe, het ons ook dinge wat op ons opgelaai of afgelaai is. Dinge wat ons nie vir altyd by ons wil hê nie. Sommige dinge wat ons nie weet hoe om dit te hanteer nie weet hoe om dit te gebruik nie. Somstyds kom hierdie wêreld en dit laai hierdie dinge op ons af, wat ons nie weet hoe om te prosesseer nie. Woorde soos, jy verdien nie beter nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie beter doen nie. Woorde en
aksies van ander mense word op ons afgelaai. Koue woorde, harde woorde. Dinge wat seer maak. En soms in hierdie lewe word daar dinge op ons afgelaai wat ons sukkel om te prosesseer, waarmee ons worstel. Watter toepassings is daar in u lewe? Van daardie toepassings wat op u lewe afgelaai is en opgelaai is, dit verander ons. Dit verander ons hart, dit verander ons gesindheid. Dit het 'n invloed op hoe ons dink oor dinge, wat in ons gedagtes maal, en dit leef voort in ons aksies. Ons as mense het ook 'n keuse. Soos wat ons hierdie slimfoon kan optel en kan kies op watter app ons wil ingaan, so het ons as mense ook die vermoë om te kies wat ons dink. Ons het die vermoë as mense om te kies wat in ons gedagtes aangaan. En ons kan kies dat die Bybel op ons opgelaai word. Ons kan kies dat daar programme van leer op ons opgelaai word. Programme wat ons produktiwiteit verhoog. Of ons kan fokus op die negatiewe toepassings. Dit wat tyd steel, energie steel. Dit wat ons uitput. Wanneer 'n foon te veel toepassings gelyktydig oop het, wat gebeur? Die foon raak stadiger, die foon verloor vinniger batterykrag. En so is dit ook in ons lewe. Dat ons partykeer net so oorlaai word met al hierdie dinge in ons lewe, dat dit ons battery vinniger laat pap word. Dat ons te veel dinge het om oor bekommerd te wees. Dat ons dinge begin oordink. Dat ons nie meer energie het vir alles wat ons moet doen nie. Daar is net te veel programme wat oop is. Maar die Here Jesus self nooi ons. In Matteus 11 verse 28 tot 30. En hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die Here ken die toepassings in ons lewe. En hy weet dat ons soms net te veel toepassings het. Hy weet hoe hierdie wêreld ons kan oorlaai, dinge op ons kan aflaai. En hy nooi ons uit. Hy nooi ons na hom toe. Dan geliefdes, eerlike vraag, jy hoef asseblief nie hande op te steek nie. Wie het al ooit
die behoefte gehad om die ding stukkend te gooi. Dink meeste van ons, as ek die reaksies so kyk. Julle partykeer werk hierdie goed nie net soos hulle moet nie, nê. Partykeer raak hulle stadiger en partykeer doen hulle sommer ander goed as wat 'n mens wil met hulle doen nie. Partykeer gooi hy hierdie errors uit. Dink ons almal was al daar. Nou die slim mense praat van bugs, virusse. Virusse wat in die programmering ingaan en dan beïnvloed dit hoe hierdie slimfoon werk. Dit beïnvloed die hele stelsel, want daardie virus kom stilletjies in die foon in en dit vertraag die stelsel. Dit maak dit stadiger. Dit steel data. Dit vervals inligting. Virusse doen nog baie ander dinge, maar virusse beïnvloed die programmering en die funksionaliteit van 'n slimfoon. En so werk dit ook met ons as mense. Wanneer daar dinge is in ons programmering, bugs en virusse wat nie daar hoort nie, dan reageer ons anders. Ons dink anders. Ons gedagtes en ons aksies wys dat daar ergens 'n bug of 'n virus is. Ons reageer dalk stadiger of vinniger. Ons gaan oor in veg of vlug reaksie. Ons reageer anders as wat ons wil reageer, want ons het iets in ons programmering, daardie bug en daardie virus en dit beïnvloed ons. En dit laat my baie dink aan Genesis 1. Genesis 1 waar God sê, hy het ons in sy beeld geskape om hom te verteenwoordig. En dan in Psalm 139 bevestig die Here dat hy die een is wat ons deur en deur ken. Hy het ons geskep. Ons oorspronklike programmeerder is die Here self. Die Here programmeer die mens. En dan kom ons in Genesis 1 bietjie later by die sondeval. En wat het daar gebeur? Die slang het gedagtes in Eva se kop gesit. Daardie gedagtes het saad geskiet in Eva se kop en dit het oorgegaan in aksie. Toe kom Adam en Eva gee 'n gedagte weer aan Adam. Daardie gedagte skiet saad, dit groei by Adam en Adam reageer ook. En sy aksie is ook om van die vrug te eet waarvan hulle nie mag eet nie, om ongehoorsaam te wees. Dit is hoe bugs en virusse in ons lewe inkom. Dit begin by iemand wat 'n gedagte laat. Iets wat gebeur en 'n gedagte wat opkom. En dan skiet dit saad en dit groei. En die bug en die virus versprei. Soos ons net nou gesê, die Bybel waarsku ons moet versigtig wees wat in ons hart aangaan, want dit bepaal ons lewe, dit bepaal wie ons is. Is daar virusse, is daar bugs in ons lewe?
Is daar bugs en virusse wat ons programmering beïnvloed? Beleef ons in ons lewe dat daar sekere funksies is wat ons nie meer kan doen nie meer wil doen nie? Maar die wonderlike genade van die Here is so groot dat hy ons nie weg wil gooi as ons bugs of virusse het nie. Hy wil ons nie stikkend gooi as daar 'n virus in ons programmering inkom nie. Nee, die oorspronklike programmeerder van ons lewe, van wie ons is. Hy wil saam met ons werk. Hy wil saam met ons werk in ons programmatuur, in ons kodering. Hy wil ons help met daardie virusse. Hy wil ons help met daardie bugs en daardie toepassings wat te veel is. Sodat ons weer kan funksioneer waarvoor hy ons gemaak het om voor te funksioneer. Die Here gooi ons nie weg nie. Wanneer daar op 'n slimfoon of 'n rekenaar so 'n virus is, dan vat 'n mense foon in en meeste van die tyd laai hulle dan 'n antivirus op die foon. En daardie antivirus beveg dan die virus wat die foon beïnvloed. En so is Jesus Christus, geliefdes, soos ons antivirus. Jesus Christus is die een wat ons skuld wil kom verwyder. Dis waarvoor hy gesterf het aan die kruis. Jesus Christus wil herstel wat beskadig is. Jesus wil in ons lewe inkom en nuwe lewe installeer. Jesus wil ons nie alleen laat nie. Die programmeerder van ons, God self, wil ons help. Daarom sê hy in Jesegiel 36 vers 26, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Ek sal die hart van klip uit julle liggaam verwyder en vir julle hart van vlees gee. Die Here wil ons nie los nie. Hy wil ons nie in die steek laat nie. Hy wil ons nie alleen laat nie. Hy wil ons nie weggooi nie. Ongeag van die foute en die sonde wat in ons programmering is. Geliefdes, ek dink ons elkeen het al so kennisgewing op ons foon ontvang, dat die foon 'n update wil doen, 'n opdatering wil doen. Maar voordat die foon 'n opdatering kan doen, kom daar so 'n blokkie voor wat sê dat die foon daardie opdatering mag doen. Ons moet sê, ja, ek aanvaar hierdie opdatering, die foon kan opgedateer word. En so, geliefdes, word geen opdatering geïnstalleer sonder toestemming nie. God wil ons nuut maak. Ons moet bereid wees om opgedateer te word.
Ons kan nie bid dat die Here vir ons kom vernuwe met 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Maar ons wil nie hê dat dinge nie moet verander nie. Deur die werk van ons liefdevolle Vader. En in die genade van Jesus Christus en ook deur die Heilige Gees werk God aan ons programmering. En hy gee vir ons sy woord, sodat sy woord ons sal help met daardie innerlike kode. Sodat ons gedagtes en ons aksies kan meet. God kyk nie net na ons gedagtes of net na ons aksies nie. God kyk na albei. En so geliefdes, sê die Bybel in Jakobus 2 vers 17, die geloof sonder werke is dood. Goeie programmering bring goeie resultate voort. Goeie programmering maak dat die foon ten volle kan funksioneer. En in ons lewe, wanneer ons in afhanklikheid van die Here leef om ons te vorm, dan kom daar lewensvrug uit ons lewe voort. En ons gedagtes en ons aksies verander volgens God se wil. In Efesiërs 4 verse 23 tot 24 sê die woord: Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Romeine 12 vers 2 lees ons die volgende woorde: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en volmaak is. Geliefdes, wie programmeer ons? Die wêreld of God? Wie programmeer my gedagtes en my aksies? Wat gaan in ons programmatuur aan? Wat bepaal ons rigting? Wat bepaal ons lewe? Wat is die toepassings in ons lewe wat ons beïnvloed? Dit wat gewoontes by ons skep. Wat is die virusse, die sonde, die leuns, die seer in ons lewe? Mag ons die Here vertrou, sodat hy ons kan herstel en genees, sodat hy ons programmatuur kan opdateer, en sodat ons aksies sal voortvloei uit die gedagtes wat God vir ons geplant het. Gedagtes wat van die Here afkom. Gedagtes wat die Here in ons lewe kom geskryf het.
Mag ons aksies daaruit voortvloei. Mag ons deur ons woorde en ons dade, deur ons innerlike gedagtes en ook die voortvloei van ons aksies, so leef dat ander God se liefde in en deur ons kan sien en beleef en ervaar. Dat ons werklik kan sê, ons streef daarna om volgens die wil van die Here te lewe, in gehoorsaamheid, nie van die wêreld nie, maar van God. Mag ons meer tyd saam met ons programmeerder gaan spandeer. Sodat ons elke funksie ook kan verrig waarvoor hy ons geskep het. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, U ken ons deur en deur. U ken ons harte en U ken ons gedagtes. En ons bely, Here, dat ons programmering so dikwels gevul is met vrees en leuns en gewoontes en patrone wat nie volgens U wil is nie. Ons wil vra, Here, vergewe ons en kom herskep ons, Here, vernuwe ons gees, vernuwe ons gedagtes. Heilige Gees, help ons om, wanneer ons die woord lees, om vernuwe te word in U waarheid en in U liefde, sodat ons lewe, ons gedagtes en ons aksies 'n getuienis kan wees dat ons aan die Here behoort. Laat ons dade die vrug wees van dit wat in ons harte en in ons gedagtes aan die gebeur is. Here, ons vra U om ons te vorm deurentyd, ons te herskep deurentyd. Ons bid dit in afhanklikheid en in vertroue in U alleen. Amen. Liefdes, kom ons staan vir die seëngroet en die wegseëningslied. In Romeine 11, vers 36 staan: Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Mag God ons gedagtes vernuwe, sodat ons kan leef soos wat sy woord vra. Mag ons nader aan die Here groei, sodat ons al hoe meer kan leef volgens sy wil. Mag ons sy liefde ken, sy liefde wat ons kom vernuwe, kom herstel en genees. Amen.